Is so wonderlik om vanoggend hier saam met julle te wees en om bietjie te kan deel wat die Here op my hart gelê het vir vandag se boodskap. Ek sal eerlik wees, hierdie was regtig om Engels te gebruik 'n labor of love. Ek was so reg en so voorberei. Ek het al klaar soos 2 of 3 weke terug my titel gehad en my punte en ek was so vas oortuig oor wat die Here op my hart gelê het om met julle te deel vanoggend. En toe, hoe meer ek gesit het en hoe meer ek aan my punte gewerk het, hoe meer ek aan die boodskap geskaaf het, hoe meer het ek net begin voel, hierdie is regtig so droog. En ek het regtig nie die Here se lewe op die boodskap gevoel nie. So toe ek dink 'n bietjie vroeër hierdie week het ek gesit, ek dink dit was maandag of dinsdagmiddag, en toe sit ek en toe besef ek, wat is die beste manier om te hoor wat God wil hê 'n mens moet doen? En so eenvoudig soos dit is om tyd saam met die Here te spandeer. So toe gaan haal ek my Bybel, my prayer journal, en ek het natuurlik vir my ten minste, die eerste ding wat ek gedoen het, is ek het bietjie worship musiek aangesit. So ek het my rekenaar reg gehad, ek het seker gemaak die kinders was besig in die ander vertrek, ek het bietjie TV gekyk, my man was besig en toe sê ek, okay Jesus, hier is ek nou. Laat ek net stil raak voor U, laat ek hoor, sê vir my wat is op U hart vir U gemeente vir hierdie week. En ek het 'n liedjie gekies wat op die oomblik baie met my praat en wat regtig diep my hart aanraak. En toe begin ek met my Bybel lees. Ons is almal besig in ons gemeente, of meeste van ons is besig om soos 'n Bible app, Bible reading app, toe dink ek, laat ek maar hier begin met die leesstukkie wat ek vandag moet lees. En toe iewes skielik toe verander die liedjie en toe begin ek hoor, dit was Stephanie Greitzinger wat besig was om te sing Show Me Your Face. Dit is 'n stokou Don Potter liedjie, maar die woorde van daai liedjie sê Moses stood on a mountain waiting for you to pass by. En onmiddellik toe begin ek dink aan daai stukkie in die Bybel in Exodus, en ek gaan dit nou vinnig vir ons lees. En is Exodus 33 vers 15 tot 18. En dit sê, as U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en U volk U goedgesindheid geniet, as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juist deurdat U met ons saamgaan, dat ons, ek en U volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, ek sal doen. Ek is jou goedgesind, en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek tog net U magtige verskyning sien. Ek weet nie van julle nie, maar ek sou regtig nie deur 2025 gekom het as dit nie vir Jesus was nie. Hoe meer mense ek mee gesels, hoe meer mense net met hulle harte met my deel, sonder dat ek even vra of prompt, hoe was jou jaar? Dit kom net al hoe meer en al hoe meer uit, en dit is al hoe meer duidelik, dat vir baie, 'n hele klomp mense, was dit regtig 'n moeilike jaar. Dit was 'n jaar met baie uitdagings, met onverwagte draaipaadjies, goedjies wat hulle nooit gedink het hulle moes deurstap nie, en nou sit hulle hier. En so, ek het regtig net weer gevoel, as dit nie vir Jesus was nie, hoe op aarde sou ons tot hierdie punt gekom het? Dis net 'n paar weekies oor van die jaar, daar's 'n nuwe jaar, nuwe avonture, nuwe geleenthede. En so toe besluit ek gaan vandag my preek noem, dat dit is alles net oor Jesus. Jesus is die begin, Jesus is die einde. Jesus is die ding waarna toe ons moet smag, waarna toe ons moet streef. En deur Jesus kan ons alles en enige iets bereik en aanpak. Hierdie tyd is 'n baie polarizing time, om weer 'n baie goeie Engelse woord te gebruik. Want vir party mense is hierdie tyd van die jaar 'n ongelooflike lekker tyd. Jy sien uit om bietjie met vakansie te gaan, om met jou familie en jou vriende te kuier. Jy sien uit om lekker kos te eet en om net te rus. Maar vir ander is hierdie dalk 'n moeilike tyd. Dit is 'n tyd waar jy dink of herinner is aan mense wat dalk nie meer deel is van jou lewe nie, want hulle is dalk oorlede, of dit is dalk vriende wat net nie meer in jou inner sirkel is nie, en dit maak nog bietjie seer, dit krap nog bietjie, of 'n groot een, dit laat jou dink aan die feit dat daar nie regtig baie geld in die bankrekening is hierdie maand nie. En Desember is
altyd moeilik want ons bly in 'n consumer-driven society wat sê om Kersfees en om hierdie tyd te geniet moet jy baie goedjies koop. Dis alles oor die geskenke en oor nog en oor meer dit en nog van hierdie en nog van daai. En so partykeer is dit regtig, julle tel die dae tot Desember verby is want julle sien net nie kans vir die druk en die teleurstelling en die swaar kry nie. As jy nou iemand is wat Desember geniet en hierdie vakansietyd geniet, of as jy iemand is wat dalk bietjie swaar trek, ek dink die een ding waaroor ons saam kan stem, hierdie tyd van die jaar is ons almal bietjie moeg. Ons is regtig reg om klaar te maak met 2025. We are done with 2025. En almal wil nou net bietjie terugstaan, bietjie meer relaxed raak in hulle roetine, maar toe ek gevoorberei het vir hierdie boodskap, het ek regtig gevoel en ervaar van die Here, dat hierdie actually 'n baie heilige tyd is. Daar is net 2,5, 3 weekies oor van 2025. En die Here wil graag met jou en met my praat in hierdie tyd, om ons reg te posisioneer vir 2026. Dit is 'n tyd om bietjie stil te raak, bietjie sy hart te hoor, en hy wil dit graag met ons deel. Hy wil vir ons sê wat vir ons voorlê, hy wil moed in ons inspreek, hy wil ons help, hy wil ons encourage, en so ek het regtig gevoel, moenie hierdie laaste paar weekies van 2025, moenie 'n fast forward knoppie druk op hierdie tyd nie. Raak rustig voor die Here, vat tyd, besef dat hierdie 'n ongelooflike geleentheid is vir jou en vir my. Wat ons nie noodwendig weer gaan kry, om self reg te posisioneer en op 'n goeie noot 2026 te begin. Nie een van ons weet wat volgende jaar vir ons lê en wag nie. Ek kan nie vir jou sê of jy 'n goeie jaar is of 'n slegte jaar of 'n maklike jaar of 'n moeilike jaar gaan hê nie. Maar daar's 3 punte wat die Here op my hart gelê het, en ek weet as jy hierdie 3 punte toepas vir jou 2026, gaan jy aansienlik 'n beter jaar hê as wat jy dit nie doen nie. En hierdie is die 3 punte wat ek vandag met julle wil deel. Nommer 1, jy moet tyd in sy teenwoordigheid prioritiseer. Nommer 2, jy moet 'n privaatse aanbiddingslewe kweek. En nommer 3, jy moet sy woord jou daaglikse brood maak. As jy daai 3 goedjies doen, as jy tyd met hom spandeer, as jy leer hoe om privaat hom te aanbid met alles wat jy het, en as jy nie vergeet om daagliks jou daaglikse brood by hom te kry in sy woord, gaan jy 2026, gaan dit 'n suksesvolle jaar vir jou wees, ewen as daar 'n paar uitdagings of moeilike tye gaan wees. Om tyd in sy teenwoordigheid te prioritiseer is regtig uiters belangrik. A.W. Tozer sê, the great success of the Christian life is to begin experiencing God as He desires me to experience Him. His greatest delight is to bring me into His presence. Tom Ingalls sê, the Father seeks the presence of His children and we should seek the presence of our Father. Die teenwoordigheid van die Here kan nie net 'n tydelike plek wees wat ons elke nou en dan besoek wanneer ons dalk ergens bietjie tyd het nie. Die teenwoordigheid van die Here moet ietsie wees wat ons daagliks ervaar, beleef en saam met ons dra. Ons ken almal mense wat bietjie anders is, Christene wat bietjie anders lyk. Hulle voel anders, dis anders om hulle te wees en om in hulle teenwoordigheid te wees. En ek kan amper waarborg, dis die tipe mense wat tyd met die Here spandeer, tot die punt wat sy teenwoordigheid nie net ietsie is wat om hulle is nie, maar dis ietsie wat binne in hulle woon. En dit gebeur net as ons gereeld tyd uitblok om met hom te wees. Psalm 27 vers 4 sê Dawid vir ons, daar is een groot wens in my hart, en dit wil ek met my hele lewe najaag, dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink wanneer ek hom aanbid. Wie van ons kan sê dat ons wil sy wonderlike nabyheid dag en nag beleef? Daar's 'n ander psalm, daar's klomp psalms actually wat sê, Here, die eerste ding waaraan ek dink is U, en die laaste ding waaraan ek dink, en wanneer my kop op daai kussing lê, net voor ek gaan slaap, die laaste ding wat ek kan dink is U.
Wie van ons kan eerlik sê dat dit is hoe ons die lewe aanpak? Ek praat regtig baie met myself op hierdie punt, want ek sal eerlik wees, die eerste ding wat ek doen in die oggend is ek gryp my foon, ek vat die do not disturb af en ek kyk bietjie, hierdie maatjie het my ge-WhatsApp terwyl ek geslaap het. Ek sien ek het 3 of 4 Instagram notifications of Facebook het bietjie geping. Wie van ons wat wanneer ons lê en in die bed is en ons gaan nou slaap, in plaas van om bietjie te aanbid of bietjie Bybel te lees, ons sit in doomsday scroll, daai vingertjie, hy gaan net so deur Instagram, deur reels en julle moet my hart hoor. Daar's niks verkeerd om bietjie te unwind met social media en om daai goedjies te doen nie. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar ons prioriteite moet reg wees. Jesus moet ons nommer 1 wees. Jesus moet ons prioriteit wees. Hy kan nie tweede en derde en vierde wees nie. Hy moet nommer 1 wees in ons lewens. Hy moet heers. Elke een van ons het drome, aspirasies en goedjies waarna toe ons streef in die lewe. As ek nou vir jou vra, wat is van die doele wat jy wil bereik in 2026? En ek seker van julle, ek kan al klaar vir my sê, julle wil dalk 'n bietjie fikser word, julle wil dalk bietjie meer gesond eet, julle wil goed presteer by die werk, julle wil A, B, C, D doen sodat julle dalk bietjie uitstaan, dat julle dalk 'n promotion sal kry. Daar's klomp goedjies. Maar wie van ons kan sê ons het besluit om een van ons doele te maak vir 2026? Dat ons sy teenwoordigheid beter sal ken. Dat ons sy stem beter sal hoor. Wie van ons kan sê dat dit is nommer 1 op ons lysie, op ons bucket list vir 2026? 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in die resies, dat daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe sodat jy wen. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein, maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan om te wen. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen nie, maar sak self in die wedloop van die lewe uit nie. Die realiteit is om iemand te wees wat sy teenwoordigheid prioritiseer. Daar is 'n prys om te betaal. En dis nie 'n maklike prys nie. Dieselfde manier as jy ooit 'n maraton wil hardloop, moet jy jou liggaam dissiplineer. Jy moet nee sê vir goed en jy moet ja sê vir ander. En die moeilike ding is om iemand te wees wat God goed ken, om een te wees waarop hy sy teenwoordigheid kan laat rus, om uit te staan, to be a carrier of the glory of the Lord, gaan beteken dat jy nie jou lewe kan leef vir jouself nie. Jy gaan 'n groter ja vir die Here moet gee, en dit gaan dalk beteken dat jy gaan nog 'n vlak van dying to self moet beleef. En vir baie mense is daai prys te hoog. Die wêreld, die kultuur waarin ons leef. Kyk vir die Martas, die mense wat hard werk, wat altyd besig is, die doeners, en hulle word geprys. Min mense kyk vir die Marias wat by sy voete sit en dink, jete, dit is ietsie waarna toe ek wil streef. Mense gaan dalk jou misverstaan. As jy dalk byvoorbeeld sê, jy's die girl of jy's die man wat jy worship vir 'n uur, jy bid vir 'n uur, jy lees jou Bybel elke dag, elke dag lees jy jou woord. Jy gaan dalk uitstaan vir Jesus en dit gaan dalk nie laat jy 'n popularity contest wen met die mense om jou nie. Maar ek kan jou waarborg, dit is die moeite werd. Want in hierdie lewe, Jesus is alles. Daar is niks op hierdie aarde wat Jesus nie kan satisfy nie. He satisfies the longing of every heart. Jesus is worth it. Jesus is worthy. En so ek wil julle regtig aanmoedig om hierdie toe te pas in julle lewens. Mark Batterson said, going all in and all out for the all in all is both a death sentence and a life sentence. Your sinful nature, along with its selfish desires, is nailed to the cross. Then and only then does your true personality and your true potential and your true purpose come alive. After all, God cannot resurrect what has not died. And that's why so many people are half alive. They haven't died to self yet.
So 'n uitnodiging om Jesus beter te ken, is ook 'n uitnodiging om dood te gaan aan jou drome, jou aspirasies, en om eerder dit neer te lê en om ja te sê vir Jesus en wat hy vir jou hart en jou lewe en jou toekoms het. Nommer 2, kweek 'n private aanbiddingslewe. Depth, revelation, and a working practical knowledge of worship will draw the Spirit personally and corporately and will unify the church and churches in a way that no other activity can. Edmund Koza. Julle ken almal al hierdie versie, en as ek enige kans het om oor worship of aanbidding te preek of aanbiddingslifestyle, dan preek ek altyd oor hierdie versie. En dit is Johannes 4 vers 23 tot 24 en dit sê: maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Wat ek nou gaan sê, weet ek, is 'n challenge vir baie mense in die liggaam van Christus. Hierdie versie is vir elke gelowige. Dit is nie net vir die musikante nie, dit is nie net vir die sangers nie. Nêrens in hierdie teks sê dit, dat die ware aanbidders net die mense is wat 'n musikale talent het. Dit beteken, jy, wat nou hierdie boodskap sit en kyk, deel van jou roeping, deel van die rede hoekom die Here jou geskep het en jou gevorm het, is omdat jy hom moet aanbid. Jy is 'n aanbidder van die Allerhoogste. En die Here is op soek vir mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Dit is 'n opdrag vir jou en vir my. En vir baie mense is daaglikse aanbidding nie noodwendig deel van hulle roetine nie. Dit is makliker vir ons om dalk ons Bybel te lees, te bid, want dit voel bietjie meer soos die normale gewone ding om te doen in 'n mens se stilte tyd. Maar die realiteit is, ek en jy is aanbidders. Wanneer ons eendag doodgaan en ons gaan hemel toe, ons gaan vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig en ewig die Here aanbid. Ja, ons gaan ander goedjies doen in die hemel, ons gaan nie net sit en aanbid nie, maar dit is 'n baie groot deel van wat ons gaan doen in die heelal eendag. En ek weet, daar's mense wat nou sukkel, hulle kan nie eers deur die 35 minute kom wat 'n mens op 'n Sondag doen nie. En gewoonlik is die Sondag aanbidding, die 35 minute voor die preek, die enigste aanbidding wat hulle in die week doen. En ek sê nou vir jou, dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. Die Here het meer vir jou, daar's meer vir jou in jou lewe as net dit. Wie van julle hou van 'n lekker stukkie brood met 'n lekker stukkie botter? Dit is honest to goodness een van die lekkerste dingetjies wat ek kan eet in my hele lewe. Ek sal nooit 'n carnivore diet kan eet nie, want as ek 'n carnivore diet eet, beteken dit ek kan nie brood eet nie en dit is 'n absolute no-go vir my. Ek ken ook hierdie baie snaakse breed van mense wat sê, ek het vergeet om te eet. Julle, ek kan vir julle waarborg, ek was nog nooit in my hele lewe so besig dat ek vergeet om te eet nie. Ek was al dalk 'n paar keer so besig dat ek vergeet om te eet, maar ek was nog nooit ooit so besig dat ek vergeet het om te eet. Ek vergeet nie om kos in my liggaam te sit nie. Kos is lewe. My love language is food. Elke lekker herinnering, feesmaal, kos maak alles beter. Ek kan nie wag om eendag die feesmaal van die lam te geniet in die hemel nie. En nee, ek wil nie dat ek lam eet nie, want ek hou nie van lam nie, maar julle vang my punt, julle is met my. Ek wil sê, kos en voedsel is nodig, nê? Jy kan nie lewe sonder kos nie. En as ek nou sê geestelike dissipline, soos Bybel lees, gebed en vas, is soos brood. Dit is nodig. Jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak in hierdie lewe as jy nie jou brood kry nie. Wat is jou, soos ek gesê het, Bybel lees, gebed, vas, die dissiplines. Maar botter is soos die aanbidding deel van wat ons doen. Aanbidding, tyd in sy teenwoordigheid is soos die botter. Kan 'n mens brood eet sonder botter? Ja, jy kan. Maar ek dink 90% van die populasie sal vir my sê,
die brood gaan lekkerder wees met die botter. En ek seker elke een van julle nou sit en droom nou van 'n lekker warm stukkie brood wat vars uit die oond uit gekom het en julle sien nou hoe sit daai knoppie botter net so op en hy smelt net so in die brood. En julle is nou almal honger en ek seker julle gaan almal nou ietsie lekker gaan kry om te eet sodra ek klaar is met hierdie preek. Jesus wil hê ons moet die dissipline kry om daagliks in sy woord te sit, daagliks te bid, daagliks in sy teenwoordigheid te kom en hom daagliks te leer aanbid. Ek kan jou nou waarborg, die wêreld waarin ons lewe, die tye waarin ons nou lewe, ons gaan dit nie maak nie, as ons nie weet hoe om persoonlik in sy troonkamer in te gaan nie. Ons kan nie eendag voor Jesus staan en sê, ons het dit nie gedoen nie, want daar was nie 'n rabbin en 'n musiekgroep op die verhoog om my in u teenwoordigheid in te lei nie. Daar was nie 'n dominee of 'n pastoor of 'n predikant daar vir my om te leer om die woord te lees nie. Daar is 'n mate van verantwoordelikheid wat elke een van ons moet neem in ons eie lewens. En aanbidding is deel van daai verantwoordelikheid. Dit is deel van die rede hoekom die Here jou en my gevorm het. En hierdie is nou daai uitnodiging vir jou. When a seeking father finds a worshiping church, all of heaven breaks loose, Tom Engels. Ek kan amper nou vir jou ook sê, daar is mense wat nou hierdie sit en luister en daar's 'n deurbraak wat jy nodig het in jou lewe. Daar's ietsie waarvoor jy intree, waarvoor jy vas, waarvoor jy bid. Wat is die deurbraak gaan kom wanneer jy bietjie by sy voete sit en hom aanbid en in sy teenwoordigheid sit? Wat is dit die sleutel is vir jou deurbraak? If heaven invades earth when we worship, daar's 'n psalm wat sê, He is enthroned on the praises of His people. When Jesus is enthroned, wanneer die Here heers, wanneer hy op sy troon sit, wat kan die vyand dan teen ons bring? Want ons sit dan onder 'n God wat heers, wat in beheer is. En as hy op daai troon geplaas word deur ons lof en deur ons aanbidding, is dit nie ietsie dalk wat ons bietjie meer gereeld moet doen nie? Hebreërs 12 vers 28 tot 29 en ek gaan hierdie enetjie in die Engels lees want ek verkies net hoe die Engels hom vertaal en dit sê, let us therefore receiving a kingdom that is firm and stable and cannot be shaken, offer to God pleasing service and acceptable worship with a modesty and pious care and godly fear and awe, for our God is indeed a consuming fire. Hierdie woord, hierdie vers sê, there is pleasing and acceptable worship. Wat is dan die teenoorgestelde van dit? Dit bedoel dan, daar is aanbidding wat die Here aanvaar, en daar is aanbidding wat die Here nie aanvaar nie. En ek wil nie iemand wees wat vir die Here aanbidding bring, wat hy nie aanvaar nie, wat nie aanvaarbaar is vir hom nie, wat nie 'n opoffering is, wat hy werd is nie. Onthou, Jesus is ons vriend, hy is ons Papa God, hy wil hê ons moet naby aan hom kom, hy staan daar met oop arms vol liefde vir jou en vir my, maar hy is ook die koning van die heelal. Hy is 'n God wat 'n verbrandende vuur is. En daar is ook 'n standaard. Daar is ook 'n heiligheid waarna toe ons moet streef. Daar is 'n standaard van aanbidding wat aanvaarbaar is vir Jesus. En ek kan jou nou al sê, aanbidding waar ons arms kruis, waar ons koppe dwaal, waar ons nie engage nie, waar ons nie 'n opoffering bring nie. As ons aanbidding nie ietsie of nie, as dit nie 'n koste dra vir ons nie, dan was dit ware aanbidding. Kain en Abel met die sacrifices wat hulle aan Jesus gebring het. Een van hulle se aanbidding was aanvaarbaar en die ander nie. En daar was 'n groot prys om te betaal. En ek wil jou vandag aanmoedig, maak seker dat jy iemand is wat vir die Here aanbidding bring, wat aanvaarbaar is vir hom. Psalm 111 vers 10. The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill, the preceding and the first essential, the prerequisite and the alphabet, a good understanding, wisdom and meaning of all those who do the will of the Father. Their praise of Him endures forever.
wysheid. The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom. Wie van ons het wysheid nodig? Veral vir 'n nuwe jaar, net aan die begin van 'n nuwe jaar. Ek sê gereeld vir die Here, Here, wys vir my, waar moet ek gaan? Wat moet ek doen? Ek het wysheid nodig. Elke persoon kan doen met nog 'n bietjie wysheid. Wat as wysheid begin met aanbidding van die Here, met tyd met hom te spandeer, om in sy teenwoordigheid te wees, to know the personhood of Jesus, to know who he is intimately. Dit is die uitnodiging wat ek en jy het. Daar's nog 'n vers in jou, en ek dink dis in Johannes, waar dit sê, die Here se stem het gepraat uit die hemel uit. Party mense het sy stem duidelik gehoor. Ander mense het gedink dit was net donder weer, en 'n paar mense het gesê dit was engele, en party mense het net mooi niks gehoor nie. Daai versie puts the holy fear of God in me. Want daai versie sê, dit is nie 'n waarborg net omdat ons 'n Christen is, dat ons altyd sy stem gaan herken en hoor as hy verskyn aan ons nie. As ons nie genoeg tyd met hom spandeer nie, om hom intiem te ken en om sy stem goed te kan identifiseer. Intussenin, met al die geraas wat die lewe om ons bring, al die distractions wat die heeltyd om ons is, wat ons aandag probeer trek, ons kan net sy stem hoor en hom erken as ons tyd met hom spandeer, tyd in sy teenwoordigheid. En dit is die uitnodiging. Om 'n privaatse aanbiddingslewe te kweek, beteken jy spandeer tyd met hom, jy sit by sy voete en jy leer hom beter ken. Kolossense 3 vers 16 tot 17, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Was hierdie teks 'n opsie of is dit 'n opdrag? Want wat ek gelees het, dit het nie gesê as julle dalk vir oggend dalk in 'n goeie by is, of as julle vir dalk vir oggend lus is, dan kan julle dalk vir my 'n lofsang bring. Dit sê, ons moet psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Dit bring eer aan God as ons vir hom lofsange en liedere sing met alles binne ons, wat 'n opoffering is vir ons. Dit is moeilik om baie keer vir die Here 'n lofsang van prys te bring as dit swaar gaan by die huis, maar hoe meer kosbaar is dit dan nie? Dit is soos toe Maria die alabaster jar by Jesus se voete oopgebreek het. Dit was haar hele volle inheritance. Sy het niks oorgehad nie. Dit is 'n hoë prys om te betaal, maar dit is die moeite werd. The exchange is worth it. Maar hierdie is 'n opdrag vir elke een van ons. Weereens, hierdie teks sê nie net vir die leviete nie, net vir die musikante en net vir die sangers nie. Dit is vir almal in die Here se koninkryk. Dit is 'n opdrag vir jou en vir my. Every frustration in man's life is as a result of a lack of worship. As jy bietjie frustreerd is, aanbid hom. As frustrasie probeer kom en sit, aanbid hom. En sien hoe anders is jou 2026. As elke keer jy met 'n frustrasie of 'n probleem of iets is wat jou angstig maak of onsekerheid bring, gaan en spandeer tyd in die Here in sy teenwoordigheid. Lukas 19. Toe hy naby die stad kom, teen die aftrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Worship is the big choice. Creation worships. It doesn't have to. It doesn't have a choice. But we do. Ons sit ver oggend hier met 'n ongelooflike voorreg, dat ons die God van die heelal kan aanbid met alles binne in ons. Die realiteit is, ons het 'n keuse, ons kan stil bly en dan sal die klippe
die bome, die grasse, die wind. Hulle sal dan die Here aanbid. Vir ewig. Maar ek wil nie iemand wees wat vir hom daai opoffering kan maak en dan besluit ek liewers om stil te bly nie. So ek los jou met daai punt. Wat is dan jou keuse? Watter besluit gaan jy neem? Gaan jy 'n privaatse aanbiddingslewe kweek? Want Jesus is dit werd. En dan my laaste punt. Maak sy woord jou daaglikse brood. If everyone would put as much earnest time and give as much serious attention to seeking God as they put into making a living, they would make a much finer Christian. Mark Batterson. Matteus 9 vers 6 tot 9 tot 11 sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Soos ek nou gesê het, ek is nie iemand wat vergeet om te eet nie. Ek is iemand, maar ek staan 5 uur op. Die oomblik wat my voete die grond tref, is ek op pad kombuis toe om vir my ontbyt uit te sorteer. Maar hoe baie van ons sal vergeet om ons daaglikse geestelike brood in te neem. Dieselfde manier hoe ons liggaam nie kan funksioneer sonder fisiese voedsel en kos nie. Jou geestelike liggaam kan nie funksioneer sonder jou geestelike daaglikse brood nie. Veral hierdie tyd van die jaar, die maklikste ding wat ons kan laat glip is ons tyd in sy woord. Want ons wil dalk bietjie later slaap, ons wil inlê, of ons gaan dalk op vakansie en dan voel dit bietjie dalk vreemd om bietjie Bybel te lees voor jy see toe wil gaan, voor jy strand toe wil gaan. Maar ek wil jou graag aanmoedig, moenie laat hierdie dissipline, moenie laat hierdie rotine glip nie. En dan as dit nog nie eers 'n rotine is nie, wil ek jou sterk aanmoedig om hierdie 'n non-negotiable in jou rotine te word. Jy vergeet nie om jou tande te borsel nie. Jy vergeet nie om jou hare te kam nie. Van julle dalk, jy vergeet nie om skoene aan te trek as jy uit die huis uit gaan nie. So moenie vergeet om jouself voor te berei vir die dag wat voorlê om jou daaglikse brood in te neem nie. Dink aan die Israeliete in die woestyn, toe hulle die manna ontvang het uit die hemel. Dit was daaglikse brood. Dit beteken, daar was ietsie nuuts vir hulle wat hulle op daai dag kon ontvang. As hulle geklou het of vasgehou het aan dit, het dit vrot geword. Die manna vir vandag kon nie oorgedra word tot môre nie. En hoe waar is dit ook nie nou vir waar ons is in hierdie lewe nie, in hierdie eeu nie. Die Here het elke dag ietsie nuuts vir ons. Jy kan nie môre opvang met wat jy vandag gemis het nie, want môre is die Here al klaar besig met môre se goedjies. Daar's nuwe uitdagings, daar's nuwe goedjies waarvoor ons moet bid en intree. So moenie dink jy kan vandag jou brood nie eet nie en dat jy net môre of oormôre of dalk oor 'n week net alles kan opvang. Dit moet 'n rotine word, dit moet 'n dissipline word in ons lewens. Moenie wat die Here vir jou vandag mis nie, want jy is te besig of dit is nie hoog genoeg van 'n prioriteit in jou lewe nie, want daar is daaglikse brood vir jou en vir my. Psalm 119 vers 105. U woord wys my presies hoe ek moet leef. Ons kan tegnies nie huis toe gaan. Ons hoef nie eens verder enige iets te doen nie. Elke ding wat ek en jy nodig het om 2026 suksesvol deur te loop, gaan ons kry in sy woord. Ons gaan insig kry in die woord wat ons gaan help om elke situasie, elke seisoen goed te navigate. Want sy woord is 'n lig op die donker paaie in ons lewens. Sy lig bring insig, sy lig bring wysheid in alle areas. As jy wonder hoe en wat en wanneer, draai na die woord. Kyk vir die woord. Die woord is die riglyn, die padkaart vir alles wat ons nodig het vir 2026. Spreuke 3 vers 1 tot 2. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Dit is die belofte van die woord van die Here. Hy gaan vir ons wys, hy sal vir ons voorskryf, maar ons moet die tyd vat om te leer wat hy vir ons sê, en dit kom net deur die woord daagliks te leef.
We must then discipline ourselves to come to the word with holy anticipation to meet with God. Ons moet onthou, Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. En ek wil afsluit met die. Jy moet nie net dink dat daai boek 'n eenvoudige boek is met klomp bladsye en klomp blaaie nie. Dit is 'n lewende woord met vars insig. Dit is die enigste teks wat duisende jaar oud is, wat nog steeds wysheid en insig en help en riglyne kan gee vir ons vir die seisoen waarin ons nou lewe. Wees vol van verwagting. Pieter Nel het 'n ongelooflike goeie preek gedoen oor hoe om Bybel te lees. Gaan spoor hom bietjie op. Hy's hier ergens op ons YouTube. Maar ek wil julle aanmoedig. In hierdie seisoen, daar's 'n paar weekies oor van 2025. Moenie die brieke, moenie die petrol, moenie jou voet van die petrol afhaal nie. Soveel goed kan verander in 3 weke. Jou hele lewe kan verander in 3 weke. Daar is wysheid en brood en insig vir jou in hierdie 3 weke om jou goed te posisioneer en voor te berei vir wat 2026 vir jou het. En ek gaan nou afsluit met gebed en ek hoop regtig dat die Here hierdie boodskap sal gebruik om jou hart aan te raak, om jou te stir, om jou te challenge en dalk vir jou bietjie insig kan gee om jou te help vir die jaar wat voorlê. Here Jesus, ons sê net dankie. Ons sê dankie vir U. Ons sê dankie vir U getrouheid en vir U goedheid en vir U guns. Jesus, ons staan hier aan die amper aan die einde van die jaar, net omdat U so goed was vir ons, omdat U ons beskerm het, omdat U ons gelei het en dat U ons tot 'n punt gebring het waar ons nou staan waar ons staan. Jesus, die gebed van ons harte is dat in 2026 dat ons U beter mag leer ken, dat ons U stem duideliker sal hoor en dat ons net nader aan U hart sal trek. Jesus, wees met ons. Jesus, ons pleit U bloed oor ons familie, oor ons gesin, oor hierdie vakansietyd. Ons dankie Jesus vir U rus. Ek bid Psalm 27 oor almal. Dat U ons by stille water sal lei, dat ons op sagte weivelde kan lê en rus en dat ons hartjies en ons siel en ons liggaam vol kan maak vir wat ook al U het vir ons in 2026. Ons gee U al die lof, al die eer en al die aanbidding in Jesus wonderlike naam, sê ons saam. Amen.